Come on, David said he could have called the angels. Jy het salwing ervaar toe hy sê Jesus could have called the angels. Maar hy het besluit. Hy gaan dit deurvoer ter wille van jou en my. Come on. Kom ons staan net 'n oomblik en kom ons sê vir hom, Lord, dankie dat U so 'n soewereine God is. He could have called the angels. Hy kon gesê het, God kon gesê het, ek gaan nie deurvoer met hierdie nie. Maar vanmôre kan ons sê, kom koning Jesus. Daar's niemand soos U. Steek jou hande op en ek ken hom. En sê vir hom vanmôre, daar is niemand soos U nie, Here. Daar is niemand. Niemand kon my lief gehad het soos hy my lief het. Niemand kon my vasgehou het soos hy my vashou. Die ene wat altyd waarheid betoon. And it's because of that, Lord, that we come this morning. It's daarom, ons kom om U te eer, om U te loof en te aanbid. Net erkenning aan U te kan bring vanmôre. Jy kan sê so 'n wonderlike God. So 'n wonderlike God. So 'n wonderlike God. Daar's niemand soos U. Ons het 'n belofte gegee, Here, en gesê, die eerste groot wonderwerk onder ons midde sal ons hierdie plek lig met lofprysing en ere. Ons het gesê, wat nadat ons gebid het, Here, ons het gevra, dat Here, dat U 'n uitweg sal bring vir pastoor André van Heerden. En Here, na 'n lang tyd, het sy dag aangebreek. Daar is vanmôre vir hom 'n uur. Daar is vir hom vanmôre 'n uur. En ek het ons het gesê, ons sal die Here prys, ons sal die Here aanbid, ons sal die Here ere betoning gee aan die eerste wonderwerk, want dis die eerste van baie wat gaan plaas. Dis asof die sleutel oopgedraai is. Gister toe Suster Brenda vir Gladys bel, ek kom uit 'n besoek uit die hospitaal by die provinsie hospitaal, mense het my gevra om te gaan besoek daar, ek in die kar klim. Toe sê Gladys, ek is nou net van die voor af met Brenda, dat hulle kleinkind, André se dogter, gaan vir hom 'n nie skenk en hulle is compatible. En nou, as jy nie niere verstaan nie, iemand kan nie net vir jou 'n nier gee nie. Hulle moet al die toetse doen om die bloed, die seninge, al die goed is compatible te kry vir 'n operasie doen. En nou het daai deurbraak gekom. Come on. Al die worry mense, ek wil woorde spreek, julle prys die Here. Al die worry mense, come on, don't you be, don't moet jy skree, halleluja, prys die Here. Halleluja. Ja, want jy sien, as ons ere aan die Here bring, dan sê hy, ons is opreg van hart en van sin. Come on. Wat 'n mooie manier om 'n diens te kan begin, as om God die erkenning te gee, dat hy ingeloop het in 'n tyd, soos nou. In 2026, nou kan jy huis toe gaan en jy kan gaan sê, ek weet dat 'n waaragtige wonderwerk binne in ons gemeente gebeur, want die Here het ingegryp. En aan hom alleen kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. En nou, as jy wil 'n fluit en 'n skree gee en 'n shabach gee, is welkom om te doen. 1, 2, 3. Halleluja! Halleluja! Sal jy eintlik laat nie? Ek is ernstig om ere en lof aan die Here te bring, want hy ons 'n belofte gemaak het. Dis wat ons gesê het, Here, ons sal U eer, ons sal U loof. So we're not just speaking, we are doing. Amen. Baie maklik om te praat. En dan staan jy hier en waarom gaan dit nou alles? Jy moet nie vir my wag, Jesus, jy praat. Jy kan praat. Glo my, jy sal my nie afset. Kom julle.
Ja. Ek kan sit asseblief, ek kon net graag julle deel. Ons is baie bly vanmôre. Dankbare harte vir die Here. Ek kan net vir julle gou sê hoe dit gebeur het. Toe André 14 jaar oud was, toe was ons klaar gepak, ons sou op vakansie gaan. En hy kom, hy sê, papa, kom kyk hierso. Ek was nou in die toilet en dis net bloed, as urineer. En ons skrik ons koud. En bel dadelik ons 'n dokter gehad, en ons kon direk bel, en ons bel hom en ons sê vir hom, wat die storie is, hy sê, ek weet presies wat aangaan. Daai kind mag nie eers loop nie, jy moet hom dra. Ons weet nou nie wat aangaan nie. En ons vat hom toe dadelik hospitaal toe. Daai tyd was Johannesburg Gym nog 'n baie goeie hospitaal gewees. En hulle neem hom op en die dokter kom toe en hy sê vir ons, die probleem wat julle het is baie groter as wat julle dink. Hy sê, hy het 'n kiem in sy keel gekry, 'n streptokokkie virus. En dit gaan gewoonlik gepaard met of dit gaan na jou niere toe of jy kry 'n hartprobleem. En dit het toe na sy niere toe gegaan. En elke jaar, hy moet enigste behandeling wat hy kon gee op daai stadium is penicillin. En hy mag nie eers van die bed afgeklim het nie. Nou, dit het so elke jaar gegaan vir die volgende paar jaar, elke jaar as dit winter is, wat gebeur hierdie ding? Dan moet hy weer hospitaal toe gaan, 2 week, 3 weke in die hospitaal. En so het dit aangegaan, totdat ons hom na 'n homeopaat toe gevat het. En hierdie ou het hom behandel, en as jy kyk na die proteïene in sy urine, was dit 3+. En vanaf die ou behandel, gaan dit af naderhand 2, naderhand is dit 1, want het gaan nie minder nie. In elk geval, André, sy uitslag van die dokter was, he's got a very bleak future. En hy sê, as een van die tyd sal sy niere tot 'n stadium kom, wat hulle noem dit sponsniere is. Dit is soos 'n spons, hy kan nie meer wisselwerking doen nie. Nou wat gewoonlik gebeur met mense nier, aan die binnekant van die nier is so 'n net. En wanneer jou bloedselle dan deur die nier gaan, by die nier is die ding wat die sif is van die liggaam, dan word die gifstowwe vanuit die bloedselle oorgeplaas en uitgeskei. Nou wat gebeur is die netwerk self raak al groter en groter die gate. En dan is dit soos 'n net wat die visse deurval. Die bloedselle val reg deur, dit kom nie meer wisselwerking plaasvind nie. En dit het toen soos al gaandeweg verswak, totdat hy ons nou 2 jaar terug, 2 jaar terug sê vir ons, papa, die probleem het nou gekom, ek het nou net 10% funksie van my nier oor, en ek moet nou op dialyse gaan. Nou, André was nou meer as 2 jaar as hy nou op dialyse doen, julle weet self of het teken jou bloed word, deur die machine gepomp, 2 keer 'n week. En hy het bly glo, en tussen tyd kom COVID, en COVID slaan vir André plat. En ons nie eens geweet nie, want ons nog nie gereis het nie. Maar André was basies amper dood gewees. En die dokters wat hom behandel daar in die Milpark, daar is 7 spesialiste, elkeen oor 'n verskillende orgaan. Hy het soveel bloedklonte in sy longe gehad, dat ek sê, dit is onmoontlik vir 'n mens om te kan asemhaal, te kan leef, met hierdie bloedklonte wat in jou liggaam het. En daai pastoor spesialist, wat oor hom was, vir die ou van COVID, daai tyd, Karim, hy sê, kan jy loop? André sê, kan jy asemhaal? Ja. En André sê, nee, hy hardloop sommer. In elk geval, die ouens sê, man, dit is onmoontlik, jy kan nie beweeg nie. Jy moet al jou symptome, al die mense sê, jy moet dood wees. Jy kan nie leef nie. Toe sê hy, luister, julle sal nie vir my sê, wanneer ek sterf nie. Dis net my God. Wat sê, wanneer ek sterf. Hy sê, dis nie ek wat asemhaal nie. Hy haal deur my asem. En dit is die geloof. En ek sê vanmôre vir julle, baie dankie.
Baie dankie vir julle gebede in die kerk. Ek weet ons baie ander mense wat ook vir hom bid. Maar ons weet dat God is getrou en wanneer jy vra sal hy vir jou gee. En ons sê net vanmôre dankie dat ons nog kan bid, dat ons nog kan gereed staan vir mense ook te help in gebed. Daar is geen kragtiger wapen as gebed in jou lewe. Geen kragtiger wapen nie. En daarom wil ek vir julle sê vanmôre, ons is net dankbaar dat ons hier staan. Dis amper 'n onmoontlikheid. Eers het my skoondogter gegaan vir toetse. Sy was nie geskik gevind nie. Soos pastoor gesê het, daar moet soveel verskillende goed wees waaraan jy moet voldoen. Dis nie net 'n kwessie van 'n neertjie uithaal en 'n neertjie oorsit nie. Dis 'n baie groter doel is dit. En toe het sy broer gegaan, toe sê sy vir ons, nee, Marcel kan skenk, maar dit help nie, hulle gee van 'n goeie ou na 'n ander ou toe, en 'n kwessie van 'n paar jaar met hy ook dialyse kry nie. Want Marcel het dieselfde ding oorgekom, maar hy het al van ontgloei. Net omtrent 2 weke na Andre dit gekry. So hy het homself gedra, het hom stil gehou, alles was oké met hom. Maar dit was die situasie, so toe kom hulle terug, het ons nog 2 gevalle gehad. Ek sou oorspronklik as die skenker gegaan het, want ek het dieselfde bloedgroep as Andre. En ek gedink wel, ek sal geskik wees. Toe kry ek net daai prostaat probleem, en toe moes ek bestraling kry en so meer. En toe is ek nou nie geskik gevind nie, toe sê hulle, ja, ek so 'n bietjie oud. So ek dink hulle het miskien my ouderdom onderskat. In elk geval, so alles is in die hand van die Here. Ons kan nie besluit nie. Ons glo, dit is nie verby nie. Daar moet nog operasies gedoen word, baie sensitiewe operasies. En ons vra dat hulle asseblief bly bid vir hom en vir Christine, want onthou jy dat daar nie ook verwyder. En dit is 'n groot ding om te doen, jy skenk 'n deel van jou liggaam aan iemand anders. Maar hierdie is 'n familie, soos ons ook familie van mekaar. En so moet jy van jouself ook aan ander skenk. Dis wat ek vir julle wil sê vanmôre. Ons kan nie net vir onsself leef nie, ons leef vir mekaar. En ek kan my vrou sê net vir julle, baie dankie vir julle gebed. Meneer, kom dan net staan, kom net staan vir 'n oomblik. Is twee beloftes voor die Here. Nommer 1 is, Here, dankie dat U genesing gebring het en verlossing vir Andre, maar so ook dat vir Christine, sy dogter, en vir hom, dat daar geen nagevolge sal wees aan die operasie. Dat die engele van die Here hulle toemaak van hulle Vader bid dit in die naam van Jesus. Maar ons weet U woord sê dat wat U begin het, sal U volhard tot in die einde, want U is ons Vader. En Here, ons bid vir beskerming oor albei, oor Andre en so ook oor Christine in die wonderlike naam van Jesus. En aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons loof die Here. Ons sê dankie vir die Here. Ons gee al die lof en die eer daarvoor, dat niemand soos hy nie. En briljant, hier is die boodskap. Die eerste gemeente waar Andre gaan preek, is hier. Sê vir hom, ons noem uit met oop arm, wanneer hy reg is, dan sê hy kom hier preek. Dis nog hier begin van my hart, al seker langer as 5 jaar. Maar laat het nou gebeur. Okay. Ek wil sal goed met hom gaan. Amen. Maar hy is in die hand van die Here. Yes. Nou, wil julle sing? Ja. Wil julle nou diens hou? Voel het op my hart, ons het dit nou nie geoefen nie, maar ek voel het die liedjie op my hart is. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things.
You are worthy, you are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. In Jesus' naam ons is so dankbaar. Dank u. And this your faithful to forever here. May live a spirit in you. May
vandag soos duisende roemen. Die oude Heer is die naam des Heeren. Samen leven, hoe hij komt nou niet terug. Mijn woorden is blij, maar die moeilijkheid blijven, maar die alles voor mij. Die is die op mij bent, is die naamheid beleid, die is alles voor mij. Die heilige, die is mijn einde, zijn raad, die is mijn Heer, die is alles voor mij. En die is genoeg. Die is genoeg. Ik wil dat die mijn elke loszang wordt. Al voor een voor die geloof in mij opzoekt. Zolang als dat hij niet zal hij prijs. Voor die dag van hem veilig bij hier. Mijn moeder is blij, maar die moeder blijft, want die is alles voor mij. Die is die op mij bent, is die altijd blij, die is alles voor mij. Die heilige, die is mijn einde, zijn weg, die is mijn Heer, die is alles voor mij. En die is genoeg. Die is genoeg. Voor die zelfs, die is genoeg. Die is genoeg. Die is die opstaande leven, die is gelukkig en eeuwig. Via sulla banca si diventa, girarà su Grecia, a Calveri, o Zalberti con ons dankie vir die bloed, ons dankie vir die salwing, ons dankie vir die woord, ons Zalberti. Over me, Spirit move over me, Spirit move.
me now and make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Anointing, fall on me. Anointing, set me free. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. It's your anointing. Anointing, fall on me. Anointing, set me free. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. And you and my God can say, oh, anointing, fall on me. Anointing, set me free. There's the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Lord, your anointing fall on me. Let your anointing fall on me. Dis die salwing van die Here. Hy sê dat die salwing kom val, Here, en breek elke band, elke plan van die vyand. Want die Dawid skryf en hy sê die salwing van die Here breek elke juk. Come on. Die kerk moet versterk word in die Here vanmôre en in die Heilige Gees. So wanneer ons sê anointing, fall on me. Anointing, set me free. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall. Is your hand up more again? Come on. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing,
hande dan bijgespring. Jesus! Halleluja! Nog een keer! Jesus! Nog een keer! Jesus! Kom maar, nog iemand! Jesus! Nog iemand! Jesus! Halleluja! Praise the Lord! Halleluja! Is dit lekker om die Here te eer? Dankie band. Dankie julle. Psalm 29 vers 2 sê die volgende. Hy sê, gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in heilige Sira. Come on. Gee aan die Here eer van sy naam. Aanbid die Here in heilige Sira. Ongelooflik wanneer ons by mekaar kom om die Here te vereer, om die Here te loof en die Here te prys, want ons gee aan die Here al die eer en al die aanbidding. Ons is nou by week 5 van die vergifnis boodskap. Waar is ek bereid om te vergewe? Jy sien te veel WhatsApp wat ek kry, en elkeen is WhatsApp is vertrouwelijk, so nie waar ek gaan nie oor jou WhatsApp praat nie. Ek wil net sê, ek dank die Here vir sy woord. Ek dank die Here vir sy vrymaking en bevryding. Onthou, môre aand is ons by die 5de week, en die 4de week was rof, maar hierdie 5de week is nog 'n bietjie rowwer. Wat hy praat van, is braak sonde. Is braak teenoor hulle wat jou te nagekom het. Is dit sonde? Dis sonde. Hallo julle. Goed om jou te sien, sister. Ja. Ons sê van die Here, hy sê die wraak van die Here kom my toe. Die vrou wat hierdie 4 mans verkrag is in die 2de week se sessie, ons vertel van dit, haar vrymaking het gegaan oor hoe sy die wraak van die Here moet kan verstaan. So elke mens hier waar jy te nagekom het, of as jy iets gebeur het, of iets met jou gebeur het, dan kan jy staan vanmôre, of jy kan besin vanmôre, en sê, elke mens verlang wraak. Elke mens verlang dat dit wat my veronreg is, die terreine waar ek veronreg is, word ek vergelding sien gebeur. Okay, jy is baie heilig, ek bedoel, niemand sê dat kom sê, dit is so, sê allemaal sê, nie ons nie, pastor, dis nie hierdie gemeente nie, ons waar nie oor die wraakstorie. Nee, kom ek sê vir jou, selfs in jou onderdenking, jou gedagte, dink jy hierdie dinge. God verbind om daartoe om wraak namens jou te hanteer. God sê vir jou vanmôre, vergewe jy, en los die res vir my. Amen. Nou, ek kan ook vanmôre sê, praise the Lord. Thank you, Lord. Maar hier is makkelijker om lief te hê as om te haat. Dankie Kalibes, jy sien as ek eerlike vrou, sy sê, dis makkeliker om lief te hê, as om te haat en wraak te wil neem. Maar die woord van die Here sê die volgende, hy sê, die vertroosting van wraak, Esau en Jakob, uit Genesis 27, 41 en 42, sê die woord van God, ek moet redelijk vinnig praat, en hierdie is 'n lang preek, wat ek in 'n kort tyd wil opneem. So sou jy die notule wil gehad het van die preek, is welkom die kantoor te bel, en te sê, julle moet die volledige lesplan hê, en dan sal dit ons dit vir jou voor hê, waar nou die mense wat nou môre aan hier gaan wees. Hy sê, Esau het Jakob gehaat, Esau het Jakob gehaat, oor die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gesê, die dag van rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Die woorde van Esau, die woorde van Esau, haar oudste seun aan Rebekka vertel. Daarom het sy gestuur na Jakob, die jongste seun, geroep en vir hom gesê, kyk jou broer Esau, troos homself,
oor jou deel van plan te wees om jou dood te maak. Wraak begeer of bring skade toe aan die persoon wat jou seer gemaak het. Wraak doen dit. Wraak begin in die gewoonte of die gewonde persoon as gevolg van die gevoelens van onreg. Wraak bly in die hart as gevolg van die sonde of ongewensgesindheid. Wraak verdiep met verloop van tyd en bring emosionele vertroosting. Of sê byvoorbeeld, hy sê die is vergete na die wraaksonde, in die hemel gaan daar geen sonde wees nie. Solank as ons by die Here gaan wees, gaan daar geen sonde wees. Die begeerte na wraak bestaan in die sondelose hemel in gemartelde siele. Wat is dit? Wat is dit? Nader sal ek vir jou wys uit Jesus en uit Stefan en uit Paulus. Hy sê, toe hy die 5de siel oopgemaak het, Openbaring 6:9-10. Hy sê, toe hy die 5de siel oopgemaak het ek onder die altaar die siele gesien van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle is met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o Here, heilig en waaragtig, sal U nie oordeel oor ons bloed week op die bewoners van die aarde. Wat het daar gebeur? Toe die Antichrist kom en hy kom verhoog of kom onthoog die kerk, kom onthoog die gelowiges. Die makelaars wat voor onder die altaar van die Here lê. En hulle wag vir die oordeelsdag om te kom, die oordeling te kom. Hy sê, hulle wag daarvoor. Roep hulle bloed uit na die Here toe. En hulle vra van die Here, hoe lang? Hoe lang gaan dit vat, totdat U nie gaan rekenskap vra van hulle wat hierdie aan ons gedoen het, maar ter wille van U naam. Want ek is 'n makelaar ter wille van U naam, ek is 'n makelaar ter wille van die getuienis oor wie Jesus is. Openbaring 6:9-10. God beskou en neem van wraak op die wat hulle in die moeilikheid bring as regverdig. Hy sê, God beskou en neem wraak op die wat julle in die moeilikheid bring en dink dit is regverdig. In 2 Tessalonisense 1:4-8 sê, sodat ons onsself onder die gemeentes van God op julle kan beroem oor julle volharding en geloof en al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur. Kan ek dit weer sê? Hy sê, sodat ons self onder die gemeentes van God op julle kan beroem oor julle volharding en geloof in al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur het. Hy sê, dit is 'n bewyse van die regverdige oordeel van God, sodat julle waaragtig geag kan word vir die koninkryk van God, waarvoor julle ook ly, aangesien dit 'n regverdige ding by God is om die verdrukking te vergeld aan die wat julle verdruk. En aan julle wat verdruk word, rus saam met ons te gee wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word met sy magtige engele in vlammende vuur om wraak te neem. Kerk, ek weet julle hoor nie hierdie soort preke elke Sondag oor die dag van wraak kom, wat die dag van wat is verdrukking, wat die dag van verdrukking kom. Ek agter my, wat Engels praat en Afrikaans praat op dieselfde tyd. Die tyd van verdrukking wil niemand in die kerk van hoor nie. Jy praat van verdrukking, nee, ons weet niks van verdrukking af. Maar wat van die vyand? Wat van die vyand wat 'n mens na jou te stuur en hy bring verdrukking? En hy die verdrukking wat hy bring is onder die vaandel van 'n broer en van 'n suster, 'n oom en 'n tannie. En nie
neef en 'n niggie, ontvang van die buurman, die buurvrou. Die verdrukking wat hulle bring na jou toe is bekleed met 'n persoon. Praat hy, God self sweer om wraak te neem. Hy sê op die wat sy vyande is. Hy sê in Deuteronomium 32, 39 tot 44, ek gaan 'n klomp skrifte nou lees, dan gaan ek preek. Kyk nou dat ek, ja, hy sê, kyk nou dat ek, ja, ek. Hy is, en daar is geen God buiten my nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Let op. God sê vanmôre vir jou, ek maak dood en ek maak lewend. Nee, pastoor, dis nie die God van die Bybel. Ja, pastoor, dit is die God van die Bybel. Hy het gesê, ek het gegee en jy het nie geneem nie. Ek het gesê, jy het nie gehoor nie. Ek het gepraat, jy het nie gehoorsaam en gegee nie. Ja, maar pastoor, jy vertel dan van die wonderlike genadige God. Broers, ek praat van die kerk in Deuteronomium. Ek praat nie nou met die kerk in die Nuwe Testament, in Christus Jesus. Ek vertel jou net die raamwerk van die tipe verwagting wat God het vir die mens. Ek praat nie hier oor die mense in die wet en die mense onder die wet. Nee, ek vertel jou net die geaardheid van God. Wat Dawid vir ons wys in die psalms uit. Hoe God dink, hoe God reageer. Wat dink die Here daaroor? Wat dink die Here hieroor? So Deuteronomium is vir ons 'n wyse van die aard van hoe God dink. Nie omdat jy uit genade uit is nie. Kom aan. Jy is nog steeds in genade. Jy is nog steeds gered in genade. Ek wys die stam uit wie Jesus kom. En ek gaan maar sê 'n paar dinge. Moenie julle weet nie, maar gee plek aan die toorn. Want daar is geskrywe, die wraak is myne, ek sal vergeld, sê die Here. Daarom, as jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. Man, as hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy vurige kole op sy ophoop. Moenie deur kwaad oorwin word. Hy sê, moenie deur kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Romeine 12, 17 tot 21. Wat sê die woord? Kies om iemand kwaad met kwaad te vergeld nie. Kies om niemand met kwaad te vergeld nie. Kom aan. Want hoekom? Want ek is 'n kind van God. Daai het ek gepraat van die geld ding. 'n Ou skuld my. Ken jy? Enige mense jou geld skuld? Enige iemand jou geld skuld? Enige iemand, niemand nie. Nou, hier is 'n wonderlike gemeente. Wat sê jy? Wie skuld jou geld? Ja. Toen iedereen weer zegt, ja, pastoor, dat is mensen met mijn geld gaan zien om ja, ze ja, dat is goed mijn geld. Niemand niet, 1, 2, 3. Ik ben weer gezegd. Ze is stil, ja, 4. Prijs die Here voor al die rest van die gemeente. Julle is die geseëndes van die Here. Nou wat doen jy met die skuld? Jy sê, broer, sister, vat die geld met jy. Ek spreek jou vry. Pastoor, Sê dit? dan sê ek skuld hom niks meer nie. My vrou, ja, jy skuld nog nie meer. Hy 130 rand. Ja, nou. Jy 130 rand skuld ek af. Pastoor, my kleinkind het my 5000 geleer en ek het daar afgeskryf. So ek sê, maar Ja, ek amen. wil nooit eendag gee nie. Amen. Jy sien, reg in die plek, nou op die oomblik, Yes, thank you Lord. daar's uitstaande goed. Sê vir die Here nou, release. Amen. Sê vir die Here nou, release. Release. Die Gees van die Here doen iets nou op die oomblik, maar dit kom by finansies. Kies om niemand kwaad met kwaad te vergeld nie. Man, dit klink vir my so lekker. Beplan vooraf om te reageer op die wat kwaad teenoor jou doen met goeie dinge.
Jy sien die ou kom, jy weet hy is 'n storm. Jy weet hy is gemik om jou te toepel. En jy sê vir hom, zit man. Wat sê jy? Hier is vir jou 'n lekker sjokolade. Geen amen. Geen amen. Ek ry in die kar en ek weet, die taxi gaan nou voor my kom. Trap ek blik soos, ek sê, kom maar my goed, kom. Daniel, hoe lyk ek agter stuur is? Ek kyk. Is dit? You see, practice what you preach. Practice what you're living. Maar as 'n vrotkool daar is, gaan die vent die vrotkool uitwys, totdat die vrotkool jou in 'n plek inbring waar jy in 'n verleentheid gaan staan. Nee, pastoor. Die woord van God sê, God laat hom nie bespot nie. Nie die jou nie, en nie die my nie. Don't think God is a fool. Moet jy dink, ek is besig met my eie geheime ding, niemand weet nie, God weet dit is genoeg. Hy sê die volgende, vergeld niemand kwaad met kwaad by Romeine 12 vers 17. Dan gaan hy na en hy sê, beplan vooraf om te reageer op die wat kwaad teenoor jou doen met goeie dinge. Hy sê Romeine 12 17b, gee ag op wat goed is in die oë van die mense. Gee ag op wat goed is in die oë van die mense. Come on, gee ag daarvoor. Vergeld niemand kwaad met kwaad nie, maar hy sê, gee ag op die gee ag op wat goed is vir die oë van die mense. Die gedagte hier is om vooraf te besluit hoe jy sal optree wanneer iemand kwaad teenoor jou doen. Kies om op 'n manier te reageer wat wat goed en eerbaar is. Halleluja. Come on. Pastoor, wil jy nou vir my sê, ja, nou vir jou sê, dit kan gedoen word. Hoekom? Want jy word gelei in die gees van God. Onthou jy gesterf, het jy nie gesterf nie? Wie is nog nie dood nie? Kan ek sê, wie is nog nie dood nie? Daai julle af, die twee is nog nie dood nie. En hy het dood nie, dan dood ek julle weer. En ek maak jou dood binne in die bad. Ja maar, jy sterwe wanneer jy die dood gaan, wanneer jy die onderdrukking deurgaan, en ek sê, dood jou die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, en ek los die ou mens daar. Wanneer jy opbring uit die water, en is jy die nuwe mens in Christus Jesus, gewas, verander en gesalf deur hom wat aan die regterhand van God sit en regeer en majesteit. Don't be fooled! Wanneer die duivel kom in jou kop klim en jou 'n vlotkop maak nie. Die probleem is die ding is ons het nie 'n getuienis nie. Ons 'n vlotkop gedagte dat ek elke keer by die boerdersbank van bekering moet kom. Nou! 'n tyd moet kom waar die kerk begin besef wie ek is, wat ek het, wat ek doen in Jesus naam. Ek kompeteer nie met die wêreld nie. Ek het die wêreld gelos met al sy dinge. En ek is nou 'n kind van God, gewas in die bloed van die lam. Kom aan. Sê, en mens breek nie meer sin. Jy is vir ons veronderstel om te vertel, ons is die beste ding langs Marmite. Jy is die beste ding langs Marmite. Jy is die beste ding in God se oë. Jy is al wat hy het. Jy is sy asemhaling. Jy is die doel waarvoor hy jou geskep het, om hom te eer en hom te vereer, en daai dinge te los, en op te staan in Christus Jesus. En kyk hoor my, die probleem waar jy nie jong mense in die kerk sien nie, dis gaan nie oor die pastoor nie, dit gaan oor jou huis. Dit gaan oor jou huis, dit gaan oor die dinge wat jy agter die deure doen in jou huis. Nou sê die kinders, ek wil nie in die kerk wees nie. Ek wil saam met hulle in die kerk wees. Hoekom? Oor die dinge wat hulle doen in die geslotenskap van hulle huis. Jy jaag jou eie kinders weg. Want ons tree op. Ons tree op soos iemand anders. Ek sal het nooit vergeet. Ek ry in Kingsway af. En in Kingsway was my reisbaan geweest.
Ek was baie jonger gewees. En ek gaan deur die BNB se rakke. En ek steek vir hom. My kind sit hier langs my op die bank. Besiet. Sy kyk op, en ek gooi haar terug in die sitplek in. Hy pen haar so vas, ek kan sy nie vorentoe kom nie. Ek sê, hoe voel dit? Sy sê, nice, ek gaan die rakke. Die volgende oomblik, trek hy ook vir my. En nou is al die rakke brieke in het. Maar toe ek nou skrip vir hom, kom daar 'n woord uit dit, wat nie normaal daar is nie. 'n Woord wat jy ook nie vanmôre wil hoor nie. En dit het 2 keer met my gebeur, maar hierdie dag het ek die Here beloof, dit stop daar en kom nie weer. Maar ek het self vir hom geskrik. My kind kyk so op na my en sy sê, Pa? Ek sê, sorry, John. Sorry. Ek het dit. Sorry. Die dag het ook, ek het hom so kaart geskud. Die Heilige Gees sê, waar kom dit vandaan? Ek sê, Here, waar kom dit vandaan? Ek moet saam met, hy sê, dis dinge wat jy berg, jy berg. And a time when jy nie weet nie, kom dit uit. Dink aan jou woede uitlatings. Dink aan die dinge wat jy sê wanneer jy kwaad is. Waar kom dit vanaf? Jy sien, toe die barbecue is, toe voer jy nie afdeel of maak dit klaar nie. Nou die ding is sweer geword. En nou die ding veroorsaak jou om buite die Christelike realm op te tree. Dis 'n verkol. But die Here wil hê, is going to come out. So how will it come out? Here, ek vra verskoning. Ek vra U verskoning. Ek sê vir my kind, sorry man. Sorry. So Dad was not thinking. Jare daarna gaan ek daarmee ook af. En ek het my kleinkind. En ek trek weg, hier kom 'n ou bemotorfiets. Volspoed. Kom hy om die draai. En as hy besig om oor die pad te gaan na 'n building. Nou wys hy vir my. Ek kom nou net van die kerk af. Jesus, maar ek vererg my vir daai. En ek sê ook 'n woord nie meer afgewees. Ek sê, Pa? Ek sê, ek het nog nooit daai woord eers gehoor nie. Ek weet nie vergeet het. Ek sê, dis Amita, jy moet nie weet dat, dis Amita. Ek sê, weet so, ek is baie jammer gehoor. Ja, ek is baie jammer. Hoekom vertel ek julle dit? Ek probeer vir jou bewyse bring. Enige iets wat jy koester, enige ding wat jy onderhou buite die bloed, gaan opkom. Die woord van God sê, wat jy in die geheim handhaaf, sal ek geopenbaar, ek sal in die lig inbring. Dit wat in die geheim gedoen word, gesê word, gedoen word, gepraat word, gebreek word, hy sê, I will bring it into the light. One or other time, gaan jy skaam staan voor my, want dit is evil vir my. Ag, jy sal wie jy is nie. Jy kan 'n watse pastoor, jy kan 'n watse. You got to have the power of God hier om jou te kan beheer. Ek gaan nou sê 'n paar dinge. Hy sê, moet nooit selfraad soek teen enige iemand. Enige tyd of enige iets. 'n Onliggende wraak is dieselfde wraak as 'n opregte wraak, maar God weet dit. So jy koester jouself, jy sê, weet jy wat, ek is vir alles, ek praat alles aan, maar hier binne in jou hand is daar 'n dor gees wat jou armoede lei geestelik. Hy sê, moet nooit self raad neem. Geliefdes, moenie julle weet nie. Romeine 12:19 weer. Hy sê die volgende, ek wil aangaan. Hy sê, delegeer jou toorn aan God, wat verklaar dat alle wraak aan hom behoort. Delegeer jou wraak aan God. Hoe doen ek dit? Ek sê vir die Here, Here is nie natuur nie. Dit is nie 'n vrug van jou gees nie. Dis nie wie jy is nie. Here, ek delegeer hierdie ding na U toe, want ek mag nie so voel oor enige iemand wat op die aarde is nie. Amma. Ja, maar ek onthou, nie, jy is nie veronderstel om te onthou nie, man. Jy het onder die bloed geplaas, en ek wil jou help vanmôre. Mense sê,
manifestasie, 'n bewyse van 'n manifestasie is wanneer 'n gees, die Heilige Gees beweeg oor finansies, sal jy sien ek gee gou geld by Gladys, ek bring geld my geld en ons gooi dit in as man en vrou. When I see a spiritual manifestation van God se Gees beweeg in finansies, dan beweeg ek daar. Hoekom? Want om fyn ingestel te wees wat die Here wil by oomblik hê, ingestel te wees om presies dit te doen wat die Here vra. Nou sê hy vir ons, bring jou laste, bring jou tekortkomings, bring die goed wat hinder dat jy kan funksioneer as 'n mens. Bring dit na my. En jy weet nie wat jy kan boekhou teenoor God. Daar's mense wat vir jou sal sê, ek luister na mense wat praat oor psigiese behandeling, en ek luister na psigiaters, en ek hoor wat die telling wat hulle bring, wat mense hou teen mense en teen God. En ek dink hulle verryk hulle self om dit terug te hou. Die uiteindelike bedoeling is, jy verarm jouself in plaas om vrylating te bied. Die bloed van Jesus verlos van alle sonde, alle bindings, alle duivelsmag, elke demoon, elke vesting, elke ketting, elke vashou. Die bloed van Jesus breek dit. Amen. So as dit nou so is, hy sê die volgende, in 1 Tessalonians 4:3-6, hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ek sê weer, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dat julle moet onthou. Dan sê hy, van hoedery, van elkeen van julle moet weet op sy eie liggaam in heiligmaking en eer te besit. Nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Hy sê dat niemand sy broer in hierdie saak moet benadeel of bedreig nie. Want die Here is die wreke van al hierdie dinge, soos julle ook tevore gesê en betuig het. Nuwe Testament. Maar pastoor, jy praat van genade, jy praat van die wil van God, jy praat van genade, dis die genade van God, by die woord van God. Jou oprig vanmôre en sê, hier is die weg, loop daarin. Dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie, omdat wraak, voltrek, vergeld word. Bevry jouself van goeddadigheid te betoon. Hy sê daarom 12:12, daarom as jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende jy die vurige kole op sy hoof ophoop. Jy sê vir hom, jy is die mooiste ding op die aarde. Ja, maar jy weet nie wat is dit nie, want jy bly die mooiste ding op die aarde. Vraag maar my vrou, sê maar, jy bly maar die mooiste ding wat die Here my gegee het. Dan sê sy, ek voel Jesus geen gedink nie, en sê, jy is die mooiste ding op die aarde. Klaar, gooi het in die kool op hulle hoofd, en die man sê, maar jy is ek hierdie woord, ek sê, ek is slim hier. Hy sê, weet jy, jy is stupid, ek sê, ek is slim, man. Nee, sê, it's okay. It's okay. Alles is okay. It's going to be okay. Hallelujah. Dit is baie met amen. Wat is dit? Wat jy verstaan en vir my sê, ek wil niks vir julle sê, laat die Here jou hart met my bring. Kom aan. Sê ek leer net die boodskap af. Hy sê, die kernboodskap van hierdie bladsy, moenie self raak neem. Vergewe die persoon, gee jou begeerte na wraak aan God oor en kies om God met die goeie te oorwin. Hoe gee ek dit die Here? Ek vra vir die Here, hoe gaan ek dit kan hanteer? Hoe gaan ek dit hanteer en hoe gaan ek oorwinning oor dit kry? Kom aan.
Weet, in die tyd van die nabyheid van die Here, wanneer God met ons praat, en hierdie dinge steek by ons uit, dan is dit maklik om te sê, Here, omdat U dit vir my uitwys. En jy sien, hier is waar die eerlikheid kom. Ek is amper klaar. God verbind hom daartoe om wraak namens jou te neem, as jy voorkoms. Ja, maar jy weet nie besit, jy weet, ek kan onthou, nee, moenie onthou nie. Kom terug na die Here toe. Sê, Here, laat U bloed my verlos van hierdie binne. Die vertroosting van vraag, eers het Jakob gehad, oor die seun wat die vader gesê het. En waarom het hy hom gehaat? Hy het hom gehaat, omdat Esau, die getrouwe een was. Die wraak begeer om bring skade toe aan die persoon wat jou seer gemaak het. En wat doen hy? Hy sê die begeerte om wraak te neem is sondig. Hy sê, is dit sondig? Dan sê ons vir mekaar, nee Here, dit is nie sondig nie, want ek kry dit reg om dit te kan doen. Ek kry dit reg om dit te kan deurbring. Ek kry dit reg om te kan vergewe. En dan daar wil ek 'n paar dinge net doen, en dan wil ek klaar maak. Jy sien die vraag wat die Here van vra om hom te gee, is die vraag wat ek en jy nie kan hanteer nie, want ons is nie veronderstel om wraak te dra. Nou iets gebeur wanneer ek wraak in my hart opdra, en dit is, ek word iemand anders. En wanneer ek iemand anders word, hy sê, dan is ek lelik, en dan is ek nie aanpasbaar vir wat die Here wil hê. Hoor gou hier, ek is amper klaar. Dit die laaste ding. Hy sê, David en Saul. Jy onthou van David en Saul. Waar is hy nou? Hy sê, hy sê van sy mantel afgesny, wegkom en sê, Saul, jou vieslike ding. Jy moet my hoor, jy moet my lewe hê. Maar ek was by jou, ek kon jou doodgemaak het, volgens die woord van God, uit 1 Samuel 24. Hy sê, kyk, vandag sien u eie oor, met jou eie oor, dat die Here u vandag in die spelonk in my hand gegee het. En hy het gesê, ek moet jou doodmaak, maar ek het u verskoon en gesê, ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. En kyk my Vader, ja, kyk, die slip van jou mantel in my hand. Want toe ek die slip van jou mantel afgesny het, ek het u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is, en dat ek teen u gesondig het. Alhoewel u op my lewe roer, en dit weg te neem, agter wie aan die koning van Israel uitgetrek. Agter wie kom hy aangejaag? Agter 'n dooie hond, of agter een van enkele vloei aan. Hy sien homself, hy sê, waaroor jag jy my? Hy sê, oorweeg dit om genade te betoon eerder as om wraak te sien. Lukas 23:34 sê, toe hulle op die optrek kom, wat die hoofskedel genoem word, en hulle hom daar gekruisig en kwaaddoeners, een van die regte en een van die linkerkant, sê Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hulle sy klere verdeel en 'n lot verwerp. Stefan se lewe. En toe het Stefanus en hulle het Stefanus gesteer terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Dat is 'n man van die naam van Paulus. Alexander, hy sê in 2 Timoteus 14 tot 16. Alexander, die kopersmelt, het baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir sy werke. Jy moet ook nie vir hom oppas. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde versterk teëgegaan.
In sy eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Hey, ek praat van Nuwe Testamentiese mense. Okay? Ons het, jy het gedoen, nou wat net, sê hoe gaan Salomo? As jy jou vyand val, wij sê dit is Spreuke 24, 7, 18, as jou vyand val, beheer jou nie, as hy struikel nie. Laat jou hart nie juig nie, dat die Here dit nie sien, en dit miskien verkeerd is in sy oor, en hy sy toorn van hom afwet. Verstaan? Waarmee is ek bezig? Met wie het ek te doen? Het ek met een mens te doen, of het ek met God te doen? Waarmee vind ek myself? My mond, my gedagtes, die dinge waar ek spreek oor mense en sê oor mense, waarmee is ek bezig? En hier kom die Here en hy sê vier dinge. Hy sê, laat die mens nie vir hulle sonde vergeld by jou nie. Laat hulle vergeld by my. Come on. Walk away. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Jy kan die vurige pyler opwend, jy kan hulle dubbel smeen, jy kan doen wat jy wil, maar daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n God in die hemel. En hy's reg om jou te verdedig. Hy's reg om jou te help. Hy's reg om te sê, omdat jy glo wat dit ek sê, die prinsipe wat ek gee, bring ek vanmôre vir jou verlossing. Die vergelding kom my toe, die vergelding is myne, die wraak is myne. En omdat dit myne is, gee jy my die geleentheid om my uitvoering van daai wraak uit te voer. Baie maklik. Ek sluit af met die woord. Dis baie makliker om lief te hê as om wraak te hou. Om wraak te hou moet jy serieus wees. Anders beteken dit niks nie. En wraak is nie by God te vind nie. Dat is net vergifnis. So as jy reg is vanmôre en sê, Here, ek hoor die klas môre. As jy reg is, sê ek hoor. Maar ek wil iets doen om dit. As daar 'n struikelblok is, as daar 'n plek, 'n brug waaroor jy moet gaan vanmôre, staan op jou voet. Sê vir die Here, ek wil oorgaan op hierdie brug. Ek wil oorgaan op hierdie brug. Ja, maar presies dit laaste week gesê, jy kan weer staan. Want as die Heilige Gees met jou praat, vat dit. Here, ek dank U. Ek dank U vanmôre dat ek kan reageer op dit wat U in my hart doen. Gaan laaste keer vra, mense wat wil staan sê, ek wil oor hierdie brug gaan, stap daar oor vanmôre. Staan. Die eerste deel, staan mense op, die eerste deel is 'n trots hart. 'n trots hart sê, hierdie woord touch my nie. Maar tog in jou hart, klop jou hart net so. 'n trots hart sê, is nie alles so maklik nie. Maar ek bring jou terug na die woord toe. Die woord sal uitgaan vanmôre. Jesaja 55. En ek hou dit vir elkeen wat hier sit. Die woord het uitgegaan. God beloof dat sy woord nie ledig sal terugkeer na hom. So what you do with the word, you do. What I do with the word, I do.
Sê Here, hierdie woord praat met elkeen van ons vanmôre. Want ons hou daarvan om te sien, iemand moet ly vir wat hulle gedoen het. En ek vat jou terug na die koue sel in Westwold, waar daar 'n man sit vandag, wat kinders verkragt het, kinders doodgemaak het, lede verkoop het, en hy sit binne in 'n koue sel vanmôre. Maar hy's vryer voor die Here as baie mense vanmôre wat hy sy saak met God afgehandel. Hy moet nie in dronkheid kom net omdat hy die Here ken nie. Nee, hy kan sy straf dien. Maar hy het na die Here toe gegaan met dit wat hom veroorsaak het om daai dinge te doen. En die Here haal daai goed uit en hy bring vir hom godgewende vrede in sy hart. Vanmôre as jy sê, ek wil daai vrede, staan op jou voet, sê vir die Here vanmôre, handel met my hierdie saak af. In die naam van Jesus. Dankie vir elkeen wat staan. Dankie vanmôre. Mag ek sit jou hand op en sê, Here, handel dit vir my af. Steek jou hand op en sê, Heilige Gees, help my. Help my om hierdie goed af te handel, dat 'n bitterheid nooit meer uit my mond sal kom. 'n Bitterbek en 'n haatgreep nie weer uit my mond uit sal kom nie, maar dat ek bied vergifnis, ek bied vryheid, ek bid vryspraak. Ek bied dit aan in die naam van Jesus. En Here, ek dank U vir elkeen wat staan. Hierdie is nie 'n maklike kursus, nie 'n maklike preek om te kan preek nie. Maar Here, vanmôre, U vrymaking is so groot. 'n Losmaking uit kettinge van gister en eergister. 'n Losmaking van denke wat die vyand vasgehou word, wat vanmôre neerval. The anointing smashes the yoke. The anointing breaks and smashes the yoke, setting the captives free in the mighty name of Jesus. En ons dank U vanmôre vir vryheid. Dank U vanmôre vir 'n nuwe dag. Dank U vir 'n nuwe uur in U teenwoordigheid, my Vader, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Kom ons loof die Here. Kom ons loof die Here. Prys, want hy is so goed vanmôre. My God is so goed. So sterk en so machtig. Daar is niks wat my God nie kan. Amen. Die berge maak hy. Die See en valleie. Daar's niks wat my God nie kan doen. Ons roem in hom. Ons roem in hom vanmôre. Ek wil graag vir almal baie wil sê vir hulle verjaardag. Terwyl when's your birthday? Toneel. Daniel, when's your birthday? As het Woensdag. Happy birthday, my darling. Mag die Here jou ryklik seën. Daniel en Wynand Smit, did I say to you last week? Het ek laas week gesê, Wynand, jy staan verstaan nou. En Chloe Notte, vir laas week, daar sê, kom ons gee haar die hande klap, haar eerste verjaarsdag. Dan vir hierdie wat voor lê, Rian Rode, Felicity Swart, Anne van Skalkwyk, Ellen Venter, hulle verjaar hierdie week wat voor lê. Julle wat staan, you can stand. We can speak God's blessings, spreek die Here se seën oor jou. Mag die hand van die Here oor jou wees. Mag goedheid en guns jou vind. Sê vir jou, my brother, mag die Here jou hand oor jou hê. Mag goedheid en guns jou deel ook wees in Jesus wonderlike naam. Amen. En amen. En as daar enige iemand voel ek wil ook nou geseën word, jy kan net gou opstaan en dan seën ons jou en dan is dit ook reg dat as jy opbly om die huis van die Here te doen. Ja. En 'n pastoor gehad dan sê al die mense wat se van 'n A is, staan gou op. Al die mense wat B is, staan nou op. Al die mense wat D is, staan nou op. Al die mense van wat E is, staan nou op. Al die mense wat F is, staan nou op. En dan staan die mense op en sê ek wil net julle seën. Ja. Ek wil net vir julle bid. En die Here sê mag die goedheid van God oor julle wees. Amen. Amen. Dis die huis van die Here.
Amen. Glory. So, ons gaan nou die grootste deel van aanbidding opneem en dis die geld. Dankie Sarita. Baie dankie. Ek was bly toe en hy sê kom ons gaan na die huis van die Here. Dankie vir almal se koevertjies en ons sal volgende week weer koeverte uitgee vir die maand van Augustus en ons gee die Here al die eer wat hy vir ons gedoen het. Ek bring vir julle goeie nuus. Afshoers was in die week hier. Hulle sê ons polis sal net met R300 opgaan. Nadat hulle alles op waarde op die polis gesit het. En dit lyk goed, ons gaan nou maandag hoor. Ons moet 'n paar elektriese veranderinge doen op die elektriese bord. Verder is die stadium al goed gekeer. En ek dank die Here daarvoor. Ek het gedink, ons gaan wag op 'n voorrekening. Dat hier is die Here. Ons loof die Here, ons loof die Here, ons loof die Here vir sy goedheid. Kan ek die vraag om te staan? Ekskuus nou. Kan ek die vraag om te staan? Die saad in jou mond, kijk jou hand. Die saad in jou hand, sê vir die Here, hierdie is hy saad in goeie grond. Omdat die kerk is goeie grond om saad te saai. En Here, ons gee aan U al die eer, al die lof, al die aanbidding. Here, dankie vir die tiende wat inkom. Ons gee al die eer daarvoor ook. En ons roep bo-natuurlike gelde om te kom van die noorde, die suide, die ooste, die weste, vir elke huis, Here. Nie net vir die gemeente, vir hulle wat getrou gee, hulle tiendes gee. Ek roep 'n oes op hulle tiende. Ek roep 'n oes op hulle offerhandes. En Here, aan U kom toe die lof, die eer en aanbidding, want U is vir ons so goed. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here sê, kom maar. Face pressed to the ground in fear. Not my will, yours, your Father. All of heaven heard you there. Knowing all that lay before you. Every wound and every cause. Love say yes to the words Can you show me the answer, service? long before the cross. What did you murder? You could have called for angels with armies at your side. Love refused the rescue as you were crucified. Did heaven stand in silence as darkness lay on the sky? Heal all creation, chose willingly to die. Being marked and led to judgment, innocence with no defense. Hands that shake the earth and heavens were bound and handed over them. Nails were driven through perfection, thorns pressed down upon your head. Still no word, wrath or wrestling, love and God there as you lay. You could have called for angels
Death itself was shattered as the stones rolled away. You didn't call for angels, you stood there in my place, aware of all I sin, mercy face to face. You didn't call for angels, you done it willingly. It wasn't theirs that held you there, it was your love. Amen. Here, kom hier voor. Die hele vertel. Je kruis staan. Wat je heeft. Here, wat hier in elke was die sit vanmorgen gedoen. U het 'n plan gehad, Here, sodat ons kon lewe en lewe in oorvloed het. Daarom sê ons vanmorgen vir U baie dankie, Here, dat U nie van daai kruis afgeklim het, maar dat U aan God verantwoordelik gedoen het, dat bly op daai kruis, sodat ons vanmorgen kan vergifnis hê in Jesus Christus. En Here, ons is ewig dankbaar. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom in Jesus se naam. Ons eer U en ons maak groot die naam van die Here, koning van alle konings, Here van alle Here, heerskappy, rus op sy skouers. En ons dank U vir môre. Ons saam met ons hierdie week, Here, beskerm ons en ons eer U vir môre. Amen en amen.